Die Dordtse leerreëls vra vir ons 'n baie belangrike vraag. Wie is in beheer van jou en my verlossing? My naam is Naas Ferreira. Welkom by Alpha en Omega. Ons fokus op die laaste hoofstuk van die Dordtse leerreëls. Waaroor het ons tot dusver geleer? Ons het geleer dat die mens dood is in sy sonde, volgens die Bybel. Nie maar net siek nie. Dis wat die remonstrante sê. Maar die mens wat dood is in sy sonde, word in genade deur God uitverkies. Sommige, hulle ontvang die geloof, en daarom word die evangelie oor die wêreld verkondig, sodat die uitverkorenes tot geloof sal kom. Die verandering vind binne in hulle harte plaas. 'n Wedergeboorte deur die Heilige Gees. Maar die vraag waarby ons nou te staan kom is, wat gebeur nou tot by die wenpaal? Bedoelende, hoe maak ons klaar op die geloofspad? Die Bybel leer vir ons dat ons nog sonde doen. Die remonstrante ook. Die mens kan nog in sonde val. Gaan ons besef dit. Ons is nog nie in die hemel nie. So hoe werk verlossing en ons is nog nie in die hemel nie? Hoe gaan ons lewe as gelowiges tot by die wenpaal, totdat ons uit hierdie wêreld uitgaan? Ons doen nog steeds sonde. Bybel, remonstrante bevestig dit ook. Maar weet jy wat leer die Bybel ons wel? Die Bybel leer ons, as ons val ons nie uit God se hand nie, ons val binne in sy hand. Dit beteken dat die Here ons dan ook weer aanspoor om op te staan. Ons val om, nie uit nie. Want as die Here met ons begin, maak hy ook met ons klaar. Dit word vir ons so pragtig verduidelik in Hebreërs 12, dat Jesus Christus is die begin en die volëinder van die geloof. In Jesus Christus begin ons en hy maak ook klaar met ons. Die volëinder beteken, hy is ook die klaarmaker van die geloof. So, al lewe ons nog struikelend as gelowiges in hierdie wêreld en val ons in God se hand en nie uit God se hand nie. Daar is ook 'n baie belangrike vers wat ek met julle wil deel uit Romeine hoofstuk 8. Romeine 8 vers 28 tot 30 leer ons die volgende. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep. En die wat hy geroep het hy ook verheerlik. En die wat hy verheerlik het hy ook vrygespreek. Die Bybel leer ons baie duidelik. As God met jou begin het, dan maak hy ook met jou klaar. Die sekerheid is in die Here. Wat leer die remonstrante? Hulle stem saam. Die mens, terwyl hy nog in hierdie wêreld is, doen ook sonde. Maar die belangrike wat ons moet agterkom in hulle leer is dit. As die mens dan ook in sonde val, en die mens val in sonde terwyl hy in hierdie wêreld is, ons is nog nie in die hemel nie, dan leer die remonstrante, dan val hy nie in God se hand nie, hy val uit God se hand uit. Gelowiges, uitverkorenes, volgens hulle siening van die uitverkiesing, kan ook weer verlore gaan. Want as die mens net siek is, en die mens besluit, dan is die mens wat tot die einde toe moet vasbyt en volhard. En nou kan ons dink, partykeer voel jy, alles is reg. Ander kere,
nou het ek weer in sonde geval. So partykeer voel ek soos 'n kind van die Here en ander kere voel ek nie soos 'n kind van die Here nie. As dit net van my afhang, gaan ek dit op die ou einde maak. Daar is nie sekerheid nie. As die mens afhanklik is van sy eie krag en insette om die wenpaal te haal, dan is daar baie onsekerheid. En dis waarom godsdiens, waar remonstrante 'n invloed het, deesdae baie sterk fokus op motiveringspraatjies, om mense aan te moedig en te motiveer om uit hulle self uit te volhard, om hulle beste te doen om te presteer. Dit gaan oor eie krag en eie insette en eie motivering, waar die evangelie vir ons wil sekerheid gee, dat God in beheer is. Word godsdiens in baie plekke vandag, jy is in beheer, en jy beter uithaal en wys. Wat 'n geweldige onderskeid. En die Dordtse leerreëls bring vir ons die troos. Hulle wat in God se genade lewe, en die fokus is op God in die uitverkiesing, hy gee die geloof, Christus die sekerheid van verlossing aan die kruis, die Heilige Gees die wedergeboorte, en God maak klaar met ons as hy met ons begin het. As God in die kollig is in die fokus is van ons verlossing, is daar sekerheid en dankbaarheid en nederigheid. By die remonstrante 'n groot verskil. Die mens in beheer, die mens kies, die moontlikheid van verlossing, die onsekerheid van volharding. Dis eintlik baie, baie hartseer. Die fokus is nie veronderstel om op die mens te wees nie, maar op God alleen. Die Dordtse leerreëls is 'n moeilike dokument, maar geloofsnoodsaaklik. Geskrywe in 1618 en 1619, nie om die stof van die verlede op te gaar nie, maar om vandag weer afgestof te word. Want die remonstrante is nie ver van ons af nie. Hulle beweeg rondom ons. En ons sal moet toegee, partykeer praat ek self ook maar 'n bietjie remonstrants, of dink ek ook maar volgens wat hulle leer. Ons hoor dit so baie, jy moet net jou hart vir die Here gee. Of die Here klop, jy moet maar net oopmaak. Dan sou 'n mens moet vra, verduidelik net 'n bietjie meer wat jy sê. 'n Kind van die Here kan ook verlore gaan, sal mense sê. Ek het veel goeie nuus. Dis nie waar nie. As ons regtig die Bybelse boodskap lees en verstaan en die kollig op God fokus en wat hy gedoen het in sy groot genade, dan word die Dordtse leerreëls nie 'n historiese dokument wat stof vergader nie, maar 'n hartsdokument wat ons naby hou, wat vir ons vertel wat regtig in die Bybel staan en wat vir ons leer om dankbaar teenoor die Here sy naam te verheerlik vir 'n verlossing waar hy van begin tot einde ten volle in beheer is. Hierdie was Alfa en Omega. Fokus op die Dordtse leerreëls. Dankie dat jy dit saam met ons deurgewerk het. Neem hierdie handvatsels en hierdie verwysingspunte en gaan lees nou die Dordtse leerreëls deur.